Kom ons bid vir die kinders, kom ons bid vir ons gesinne, hou jou kind lekker vas, en dan gaan ons hulle seën, en dan gaan ons hulle na die kinderkerk toe stuur. Wie doen vanoggend kinderkerk? Anel, baie dankie vir jou, en ek dink as daai vroukie met die blonde hare, is dit Anel. O, daar sit sy. Anel is jou vrou, so hulle twee. Okay, sy's klaar daarbo. Okay, julle kos bid vir Anel en vir Daniel. Dit gaan vir my moeilik wees. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie vir Anel en Daniel. Here, dat hulle vandag bereid is om die kinders te bedien. Help hulle om ook deur u oë na elke kind te kyk, Here, en hierdie kinders te bedien in die naam van Jesus met die krag van die Heilige Gees. Paulus sê dit so mooi, hy sê ek het met niks anders na julle toe gekom, ek het met 'n voorneme na julle toe gekom met Jesus en die gekruisigde Jesus en in die betoning van krag van die Heilige Gees, en ek bid dat hulle ook so na die kinders sal kyk. Dankie dat u hulle seën met woorde en insig vandag, en dan kom bid ek vir elke huwelikspaar wat vandag hier sit. Ek bid vir mense wat op is, mense wat klaas, mense wat so frustreerd is, hulle wil weghardloop, Here, en ek wil vra dat u asseblief weer daai bande wat gesny is en seer gekry het en verwoes is en verwond is, Here, kom genees en herstel. Ek kom bid vir huwelike vandag, Here, en ek wil vra dat u weer in die middel sal staan van huwelikspare. Ek kom bid vir die kinders wat in daai huise is, wat dit beleef en ervaar, die frustrasie sien, die oneenigheid sien, Here. Ons weet daar waar eenheid is, daar gebied u seën, so daar waar oneenheid is, daar kom die duiwel in om te steel, te slag en te verwoes. En ek wil vra, Here, dat ons weer op 'n plek sal kom, dat waar ons vrou goedjies laat val, dat ons weer die musiek sal hoor, en dat wanneer ons mans snork of die verkeerde goed sê, of wat ook al doen, dat ons weer sal sê, maar dit is soos musiek in my ore. Ons sê vir dankie daarvoor, dankie vir die liefde wat terugkom in ons huwelike, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dis hy. Dankie, waar is my foon? Kan ek my foon kry asseblief? Dankie ou maat, waardeer. Dis hy, julle kan blaai na Romeine 12 toe. As hy daar gaan die kinders, ons gee hulle net so 'n kansie. Okay, Romeine 12. So in die Bybel is dit in die Nuwe Testament, en dit dink ek is die 5de of die 6de boek, die 6de boek, net na Handelinge kry jy Romeine. En dan blaai daar na Romeine 12 toe. Baie interessant, daar's 'n klompie plekke waar ons kan lees oor die gawes van die Heilige Gees. En een van hierdie plekke vind ons in Romeine 12. Nou as jy die gawes van die Heilige Gees gaan lees in Romeine 12, dan praat dit eintlik van motiveringsgawes. So kom ek verduidelik dit. 'n Motiveringsgawe is 'n motivering wat die Here binne in jou geplaas het. Dis amper soos 'n geestelike temperament. Soos 'n geestelike persoonlikheid. So jy's met daai gawe as jy gebore. Daar's altyd hierdie vraag, jy weet, is die gawes van die Heilige Gees God se? Is die gawes van die Heilige Gees ons sin? Aan wie dit behoort dit? Ek het agtergekom meeste van die tyd as ons dink dit behoort aan ons, dan is ons manipulerend met die gawes. Ons wil mense 'n rad voor die oë draai. Ons wil vir mense iets sê wat nie eintlik so is nie of nie bestaan nie, maar hierdie spesifieke gawes waaroor Paulus praat in Romeine 12 is motivering. Dit bring 'n drang, 'n motivering, 'n wil, 'n lus hier in jou binneste om dit uit te wil leef. En hy praat oor 'n verskeidenheid van gawes. Hy praat oor die gawe van profesie, van bediening, van onderrig, van vermaaning, van gee, van leierskap, van barmhartigheid,
Hy praat oor hierdie gawes en van julle wat vandag hier sit, het daai gawe by die Here ontvang. Dis soos 'n talent wat die Here vir jou gegee het en hy wil hê jy moet daarin funksioneer. Dis soos 'n motivering as jy 'n nood raak sien, as jy soos byvoorbeeld die gawe van profesie het, dis iemand wat 'n drang het om die waarheid van God se woord te verkondig, om die waarheid te spreek, om dienooreenkomstig die woord van die Here te funksioneer. En as jy vandag daai gawe het en jy sit hier in die diens, dan sal daar soos 'n klippie in jou skoen wees as ek iets sê wat nie met die woord strook nie, wat nie volgens die woord gaan nie, dan is dit soos, jy kan nie verder luister nie, al wat jy hoor is daai sinnetjie wat daai ou gesê het, en jy wil soos 'n weghardloop, jy wil hom eintlik van die verhoog af verwyder, want jy voel maar, luister, hy is nie volgens die woord nie, en hy preek nie die waarheid nie, en dit pla jou net so baie. Maar dan, wat ek eintlik oor wil praat vandag, is hierdie gawe om te dien. Want ek dink die gawe om te dien is amper, dis 'n gawe en is 'n gesindheid. Dis nie net 'n gawe nie. So hier's mense wat vandag hier sit wat sê maar ek dink ek het hierdie gawe van diens en dan sal almal van ons wat eintlik die gesindheid van diens moet hê. Maar voordat ons daarna toe gaan, kom ek lees net eers vir julle Romeine 12 vers 6 en 7 wat spesifiek praat oor die dien. Hy sê ons het genadegawes wat van mekaar verskil. En dit is nou, ons moet nou billik wees teenoor mekaar, nê? Party van ons het hierdie gawe en die ander een het daai gawe en ons verskil van mekaar, maar jy het definitief 'n genadegawe by die Here ontvang. Volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. So God het 'n spesifieke guns oor jou lewe uitgestort, uit jou bemagtig met iets, 'n charisma wat hy jou gegee het, 'n gawe van die Heilige Gees om dit te kan uitleef. En dan, hy begin met profesie, maar die tweede een wat hy dan sê is, hy sê, as dit is om te dien, laat ons dien. Laat ons dien. Nou ek moet sê, dienswerk is een van daai gawes wat ek nou sê, jy weet, ek wil so hou verby, nee, ek wil nie met daai gawe gebore word nie. Dis so half, as ek nou dink aan die glamorous gawes, nee, die gawe van leierskap, die gawe van gasvryheid, die gawes van profesie, die gawes van gee, om 'n verskil in mense se lewens te kan maak met geld in my hulpbronne. Maar nou hierdie gawe, die gawe van diens. Maar weet jy wat het ek agtergekom, dat die gawe van diens vorm amper die basis vir elke ander gawe. So as jy ouens wat regtig goed kan kommunikeer en goeie lering kan gee, het baie keer nie die gawe van lering nie, hulle die gawe van diens. Maar omdat die diensgeoriënteerdheid so sterk in hulle binneste is, gaan hulle alles in hulle vermoë doen om hierdie kommunikasiegawe, hierdie vermoë om te kan praat, gaan hulle vorm, hulle gaan dit werk, hulle gaan stoei met daai gawe totdat dit voorkom en lyk soos die gawe van lering, maar is eintlik die gawe van diens. En dis iets wat jy agterkom as jy nie 'n leraar is nie, soos ek. As jy 'n sterk gawe van diens het en jy bou daai leringsgawe en jy werk met daai leringsgawe en is iets waaraan jy werk en die Here voor vertrou en bid en saam met hom 'n pad stap, dan word dit naderhand iets wat lyk soos 'n gawe, maar die gawe van diens het hom net eintlik beklemtoon. Het hom net sterker, selfs met barmhartigheid. Ons het mense in hierdie gehoor wat geweldige barmhartige harte het, wat wil uitreik na mense toe, wat 'n verskil wil maak by die minderbevoorregtes, wat mense wat swaar kry en sukkel wil bystaan in hulle nood. Jy het dalk nie eers die gawe van barmhartigheid nie, jy het die gawe van dienswerk by die Here ontvang. En my begeerte is natuurlik dat wanneer ons aan 'n gemeente opset dink, dat ons baie sterk dink aan, luister maar, hoe werk ons met hierdie gawe van diens? Nou kom ek gee vir julle net 'n definisie. Die gawe van diens is die drang om praktiese behoeftes raak te sien en te help. So hierdie mense het 10-1 vanoggend hier gesit, so jy het nou nog nie die motivering om op te staan en jouself aan te bied en te sê maar hier is ek nie. Maar jy sien nou al hoe lank daai kruis wat skeef hang, nee, maar hy hang nie skeef nie. Ek gebruik nou maar net 'n voorbeeld. Of daai TV wat nie aan is nie, maar hy is aan.
Of wat ook al die geval mag wees, hier het 'n papier gelê hier voor die kerk vanoggend, nê, en Nicolas het hom opgetel. So ek weet nie wat se gawe is dit nie, 'n gawe van hierdie goed dit moet skoon wees hier. Ekskuus? Net buk. Dis net buk. Dis eintlik so dis presies hoe die ouens van gawe diens die ouens wat die gawes van diens het dink. Luister hier, jy moes net gebuk het. Jy moes dit net raak gesien het. Ek sê jou daar's mense wat daar verbystap wat dit nie sien nie. Hy kan buk, hy kan sien, maar dis nie vir hom eers noodwendig. Nou ek weet hoe is ons, nê? Ek meen ons is wel of jy nou die gawe van diens het of nie met daai papier optel, Boetie. Nê? En ek stem 100% saam met Nicolas. Jy moet net buk. Jy moet net kyk, het jy geval oor die papier, dan kan jy hom seker optel ook. Maar dit sal 10-1 weer gaan na die gesindheid van diens toe. Omdat ons die gesindheid van diens het, val ons nie oor papiere nie, ons tel hulle op. As ons 'n behoefte hier raak sien in die kerk en iemand vra, luister jy maar sê my kom help ons hulle. Maar hierdie ouens met die gawe van diens vat dit 'n stappie verder. Vanoggend toe jy hier opklim en toe hierdie trap so toe dink ek vir myself ons moet daai trap regmaak. Maar almal het dit nie gehoor nie en almal wil hom nie regmaak nie. En ek wil nou nie alles uitwys wat verkeerd is hier in die kerk nie. Daar's so baie dinge. Nee, ek speel net. Maar die ouens met die gawe van diens sien die detail raak. Hulle kan nie funksioneer binne in 'n onordelike plek nie, binne in 'n onnetjiese plek nie. Hulle kan net nie, dis vir hulle belangrik is 'n drang hier binne in hulle. Jy heeltyd gewonder, wat gaan met jou aan? Jy wil alles fix by jou huis, jy wil alles regmaak, alles moet reg wees. Die Here en jou vrou sê vir jou, jy's kompulsief, jy's bietjie, jy ooreageer, jy's te netjies. Wat noem hulle daai mense? Ja, maar nog sommer net 'n maklike Afrikaanse woord. Of 'n Engelse woord. Perfectionist, né? Jy's 'n perfectionist. En dan baie keer word hierdie ouens gelabel en hulle is perfectioniste en hulle is OCD en hulle is net 'n pyn in die agterend en hulle is net dit of wat ook al en dan is ons nou glad nie meer lus vir hulle nie en hulle jy weet, ons gaan nie luister vir hulle nie, want jy weet die Here werk maar met 'n trap wat nie werk nie en die Here werk met 'n TV wat nie aan is nie en die Here werk nou maar net so, nê. Die Here nie, ek weet nie of dit regtig so is nie. Ek dink daar's 'n persentasie van mense wat voel dit werk nie so nie. En ons kan dit dalk regmaak en ons kan dit fix en ons kan dit uitsorteer en dis hoe die Here werk ook en hy werk in orde en goeders. So dis hierdie mense. So party van julle wat nou na my luister sê hierdie is definitief nie die woord vir my nie want ek is nie so nie. Maar kom ek gee jou eers net 'n paar voorbeelde voordat jy te veel uittap. Tabitha was 'n vrou, ek sal nooit vergeet nie, net toe ek begin daar by die teologiese college. Nou ek moet eintlik al so 'n bietjie iets van die Bybel af weet toe ek daar inskryf, nê. Maar ek is 'n eerstejaars student en ek ontmoet vir 'n Tabitha daar by die teologiese skool en ek sê vir haar, dis 'n pragtige naam. Is dit 'n kombinasie? Is dit 'n familienaam? Hoe werk hierdie? Toe is eintlik Tabitha is eintlik in die Bybel en sy verduidelik my toe nee, maar hier in Handelinge 9 is daar 'n vrou met die naam van Tabitha en my maale het bietjie Bybel gelees op 'n stadium en my toe nou agter hierdie Bybelse naam vernoem. Ek sê toe net wel, ek gaan onmiddellik by Handelinge 9 begin lees vanmiddag. Maar Tabitha is hierdie ongelooflike vrou julle. Sy bly in Joppe, dis daar naby Tel Aviv, so in die weste van Israel. En sy maak klere en sy het 'n verskriklike ingesteldheid op weduwees en arme mense wat sy bystaan en wat sy help en sy maak vir hulle klere. So kom ek lees vir julle dit. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. En toe sterf sy en gelukkig is Petrus daar naby in 'n afgeleë dorpie net daar in die omgewing met die naam van Lida en hy gaan daarna toe, hy ontmoet met hierdie weduwees en nou tel ons die storie op. Kom ek maak die storie sommer net klaar. Hy het uit die dood uit die krag van die Heilige Gees het hy uit die dood uit opgewek. So dis 'n powerful storie, maar hoor hierdie weduwees se getuienis van hierdie vrou. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het. Luister jy, hoe gaan ons ooit hierdie vrou vervang?
in die gemeente. Weet julle, daar's mense, as hulle vandag tot sterwe kom, of hulle trek weg, of hulle wat ook al met hulle gebeur, het ons 'n probleem in hierdie gemeente. Want hulle dra hierdie gemeente. Hulle sien goed raak wat ons nie sien nie. En dan weet ek die Here sal weer ander mense hiernatoe stuur met dieselfde gawe en dieselfde intensiteit, maar ons het hierdie mense ons het die Tabitha so nodig. So kenmerke net hier is aanhoudend en betroubaar. Sy werk aanhoudend en sy is betroubaar. Sy spreek 'n nood aan en dis uplifting, dis opbouend vir daai mense. Daai mense sê, ons weet nie wat gaan ons nou doen nie. Hierdie vrou het sommer so uit haar eie uitmateriaal aan mekaar geslaan en vir ons rokke gemaak of ons klere gemaak en ons weet nie wat gaan ons nou doen nie en hulle is hartseer oral. Kom, ek sê vir julle, daar's sekere mense waar ons baie hartseer sal wees, almal van julle, maar daar's sekere mense wat net so 'n spesiale werk en diens verrig aan hierdie liggaam, dat as daai mense moet wegtrek, of iets met hulle moet oorkom, dat ons hulle verskriklik gaan mis. Ons gaan hulle verskriklik mis. Nog 'n voorbeeld is die 7 diakens, kan julle onthou in Handelinge 6, is die Grieksprekende Jode, kom kla hulle by hulle, want die weduwees word nie versorg nie, en hulle word nie na hulle daaglikse behoeftes omgesien nie, en dan gaan die apostels onmiddellik, die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Ek is so bly hierdie ouens het geluister. Ek weet nie of julle dit ook partykeer agterkom nie, maar mense kom met 'n behoefte na jou toe. Kom ons vat my gemeente as 'n voorbeeld. Iemand sê, ons moet 'n tolk aanstel. Nee, hier's 'n paar dowe mense in ons gemeente en ons moet 'n tolk aanstel wat nou hier voor by my staan, dat terwyl ek preek met daai ou nou, jy weet, verduidelik vir die mense want hulle kan nie hoor nie. My onmiddellike reaksie is, hulle moet by 'n dowe kerk inskakel. Waar gaan ons 'n tolk kry om hulle te bedien? Maar dis my onmiddellike reaksie. Nou, ek weet dit is vir julle skokkend om so te dink, want ek meen moet ons nie vir almal voorsien en almal se behoeftes en goed nie, maar jy's presies dieselfde in jou company. Daar kom 'n werknemer na jou toe en sê vir jou, weet jy wat ek dink, ons moet hierdie produksielyn van daai kant tot daai kant toe verander. Jy kyk hom so en dink, luister die boetie, ons doen hierdie al vir 30 jaar. Ons gaan nie vandag verander vir jou nie. Jy het een of ander droom gehad, of een of ander visioen, of een of ander ding, of wat ook al. Ons gaan dit nie vir jou verander nie, maar partykeer, net partykeer, stuur die Here mense jou pad langs, en hulle kom sê vir jou iets, en hulle sê vir jou, ek dink ons moet 'n tolkie sit, en die Here drop iets in jou hart, en jy sit iemand hier, en hier breek ek weet nie wat gebeur in mense se harte nie, ek weet nie hoe die gees van die Here werk nie, partykeer, ek sê 99% van die kere nee, maar 1% sê ek partykeer ja. En ek weet nie hoekom nie, en ek dink ons moet kan nee sê, en ek dink ons moet partykeer kan ja sê, maar ek is bly hierdie 7 ouens het ja gesê. Want dit, hoor wat gebeur julle? Nou broer, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol is van die Heilige Gees vol is van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Nou hoor die effek. Hulle is nou op 'n plek waar hulle sê, luister, ons kan nie die tolkwerk doen, die woordwerk doen, die kinderkerkwerk doen en al die werk doen nie. Ons wil nie hê dat die verkondiging van die woord moet agterweeg gelaat word nie. Kom ons stel mense aan wat hierdie taak kan verrig. Mense met die gawe van diens, ons plaas hulle in posisie, ons gee hulle die mandaat om daai werk te kan doen. Nou hoor wat gebeur. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters, ek meen dit was nie eens hulle teikenmark nie, het gelowig geword. Daar gebeur amazing goed as mense met die gawe van diens begin opstaan in die gemeente. En net sê, luister, ek meld myself aan vir die. Alles kan nie altyd geakkommodeer word nie. Alles gaan nie altyd werk nie. Maar daar is partykeer iets wat verseker gaan werk en dan moet ons luister en dan moet ons mense aanstel vir hierdie werk. Nog 'n voorbeeld is 'n vrou met die naam van Phoebe. Het julle dit al? Weet julle daar's 'n vrou met die naam van Phoebe in die Bybel? Natuurlik weet julle. Dis Romeine 16. Sy was 'n wonderlike
bedieningsmaat van Paulus gewees. En Paulus, as hy nou met die gemeente van Korinthe gaan praat, dan is hy geweldig positief oor hierdie vrou, oor hoe sy hom ondersteun het en bygestaan het. Nou, ek weet nie of jy sulke mense in jou lewe het, wat jy sê, maar luister, hierdie persoon ondersteun, party van julle is daai persoon. Ek is ondersteunend tot hierdie saak, tot hierdie bediening, tot hierdie projek, tot hierdie uitreik. Die Here gebruik my. Die gawe van diens werk deur my. Hoor wat sê hy, Paulus? Hy sê, ek beveel ons suster Phoebe, wat dienaar is in die gemeente in Kenchri, by julle aan, staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my tot steun gewees. Hierdie is ongelooflik, hierdie vrou werk agter die skerms. Dis baie keer nogal mense, met die teken van diens is hulle werk ook agter die, of hulle is nie bang, of skrikkerig, of voel minder waardig, as hulle agter die skerms werk nie. Ongelooflik ondersteunend, en by daai mense voel jy veilig. Ja, ons moet 'n veilige omgewing in hierdie gemeente skep, dat mense voel veilig. Hulle kan maar daai plastiese houertjies waarin hulle tandeborsels bære partykeer laat val. Dit is, en ons moet hulle help, dat hulle nie laat val in die wêreld nie. Hulle kan hulle laat val hier binne, maar hulle moenie te veel laat val daar buite nie. Want dan gaan dit oor ons getuienis en dit gaan oor die Here se naam. Maar ons behoort 'n plek van, en dit is wat hierdie vrou kon regkry. Nou die 1 Februarie om presies te wees, sit ons met 'n groot probleem. Die vorige jaar, nou 2025, daar in ons gemeente, is daar 2 van ons medewerkers by die kinderkerk, wat van die begin van die gemeente af saam met ons kom. Nou moet jy weet, Leonie en Ronel is so hulle is soos die fondasie van ons kinderkerk. Hulle weet alles, hulle is sterk in die bediening. Hulle besluit hulle tyd is op, hulle is klaar. En nou, hoe vervang jy, ek meen, hulle doen 7 mense se werk by daai kinderkerk. Dis net ongelooflik. Ons besluit, ons gaan daaroor bid, en ons gaan vir die Here vra om hierdie situasie te hanteer. Ons gaan na die tyd, ons vra al die ouers van die gemeente om agter te bly, en ons sê vir hulle, julle, ons het plekke om te vul binne in ons kinderkerk. Weet julle hoeveel mense gee hulle name op? 18 mense. 18 mense. Nou, ek weet nie of dit gaan hou nie. Ek dink daar is al 'n paar wat afgeval het. Dit is nooit so, dit werk nooit so perfek nie, nee. Ek kan vir julle sê 18 het gejoin en al 18 en ons is nou al 20 en dit werk nooit so nie. Julle weet dit werk nooit so nie. Jy begin met 18, jy eindig dalk met 7. Ons het net 2 wat ons moes vervang. Die Here is so getrou, as jy 'n beroep doen op mense om te sê, hier's 'n behoefte, hier's 'n nood wat jy kan aanspreek, hier's waar jy kan betrokke raak, hier's vir ons nou, hierdie ouens, hulle kan hulle self nie help om betrokke te raak nie. Hulle moet. Dis hoe die Here hom geprogrammeer het of vir haar gemaak het. Hulle wil help. Hulle wil inspring. Hulle wil hulle deel doen. Maar julle, daar's 'n onderskeid, en ek het al so vinnig daarna verwys. Daar's 'n onderskeid tussen die gawe van diens en die gesindheid van diens. Jy kan sommer na daai slide toe gaan asseblief. Nie almal het die gawe van diens nie, julle, maar ons almal behoort die gesindheid van diens te hê. Ons is terug by die papier van Nicolas vanoggend, nê? Ek weet nie of jy die gawe van diens het nie, miskien het jy, maar dit was 'n gebaar van 'n gesindheid van diens. So net buk net. Jy weet, sien jy die nood raak, sien die stoele staan nie reg nie. Nou ek het 'n vreeslike ding met reguit stoele, nê? Stoele moet in 'n lyn staan reguit. Ek kan onthou aan die begin het ek ons gemeente so geïrriteer. Almal wat kom stoele pak het ek het lyn gevat en ons het die lyn gespan van hier tot daar. Ek kan nog steeds nie glo daai stoele staan so nie. Ek sou hulle natuurlik reguit gemaak het, maar dis nou maar net ek, nê, maar dis my issues. En ek moes ontslaa raak van dit, nê, want hier's wat gebeur. As jy bediening vashou in jou hande, dan gaan mense altyd inadequate voel. Hulle gaan altyd voel, maar hulle kan nie betrokke raak nie, want niemand kan dit doen soos Paul dit doen nie. Ons kry dit ook in ons huise, nê? Niemand kan dit doen soos pa dit doen nie. Niemand kan dit doen soos ma dit doen nie. Jy weet, net Boetie, ons oudste Boetie kan dit doen. So wat ek moes doen is, ek moes laat gaan van die lyntjie. Nou julle, dit is moeilik. Dis moeilik om laat gaan van die goed wat jy dink jy beheer oor het. En om vir mense te sê, weet jy wat, jy kan nou betrokke raak by
die pak van ons stoele. Ek wil 'n voorstel maak, hoe ek dink ons kan dit doen. Maar julle nou het ons al 'n klomp goed begin oorgee, eintlik alles. Ek het alles oorgegee. Hulle doen dit soveel beter as ek. Want hulle doen dit nie meer soos Paul dit doen nie. Hulle doen dit uit passie uit, hulle doen dit uit 'n verhouding met die Here uit. En dis partykeer pink en pers en geel en oranje en ek kan nie glo mense leef so nie, maar ek meen, maar daar is mense in ons gemeente wat hou van geel, pink en pers. Dit is nou maar net hoe dit is. En dit spreek nou weer vir hulle aan. Maar weet julle hoe bevrydend is dit om te dink dat ek hoef nie meer te worry oor hierdie stoele nie. Dis nie meer onder my beheer nie. Of ek hoef regtig nie meer te worry oor hierdie skerm nie. Of oor daai skerm nie. Of oor hierdie ding nie, want ons mense wat dit baie beter kan doen as ek. Baie beter. En ons mense wat dit beter kan doen as jy. Moenie te lank vashou aan 'n bediening nie. Jy moet mense oplei. Jy moet mense die gawes, ons elkeen het 'n gawe gekry. Mense moet betrokke raak en inskakel en deel raak in hierdie gemeente en hulle self gee. So julle, maar dan is daar nou ook 'n gevaar. Van elke gawe is daar 'n gevaar, nê? En hierdie gawe kan jy kan verskriklik begin beheer met hierdie gawe. Jy kan so in 'n diep gat verval met hierdie gawe. Jy kan begin vergelyk met hierdie gawe. Jy kan begin dink die bediening draai om jou met hierdie gawe. Jy kan dink jy's die beste met hierdie gawe. Jy kan dink niemand anders kan dit so goed doen soos jy met hierdie gawe nie. So kom ek lees net vir jou hierdie gedeelte en ek weet julle kan ek net eers, ekskuus, voordat ek Markus 10 vers 45, net dit vir julle lees, is hy daar. Hy sê, selfs ek die seun van die mens het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Dis Jesus se gesindheid, dis hoe hy na hierdie wêreld toe kom, net weer op die punt van, nie almal het die gawe van dien nie, maar ons almal het die gesindheid van dienswerk behoort dit te hê. Maar kom ek vat julle na die gevaar toe van hierdie gawe in Lukas 10 vers 40 en 42. Kan julle onthou, daar was goeie vriende van Jesus, 'n vrou met die naam van Martha, Maria en Lazarus. Beste pelle van Jesus, nê? En hy gaan gereeld na hulle toe en hier's hy weer by hulle en Martha het hierdie gawe van diens, maar soos ek, nê? In die oortreffende trap. Ons gaan nie nou kerk hou nie, ons gaan nou werk. Ons gaan nie nou bid nie, ons gaan nou uitreik. Ons gaan nie nou, dis hoe ek so half, luister, hoe kom jy nog bid? Ons moet al lankal terug begin het. Tipe van ding. Jy weet, so ons is bietjie te eie krag. Eie krag is 'n groot ding vir die ouens met die gawe van diens, want omdat hulle so gebruik word deur die Here en soveel bevrediging daaruit kry, nê? Maar sy is waar hulle besig is, nou sit hulle daar, Jesus sit met 'n paar vriende om hom en hulle kuier lekker daar in die sitkamer, maar Martha is aan die gang, nê. Ek meen dit is nou ook die tyd om aan die gang te wees, want wie moet vir hierdie ouens koffie en tee gee? Wie moet hierdie ouens voer? Wie moet nou, die huis is 10 en nog nie alles in plek en reg en goed nie. Ek meen, dis nou tyd om hierdie goeders uit te sorteer. Ons moes dit eintlik al 'n uur terug gedoen het, Maria. Weet jy, ek dink hier's baie mense, partykeer, definitief in ons gemeente, wat sit en sê, weet jy, ek werk nou al 10 jaar in die opslaanspan. Hierdie jong mense wat hier sit, nou nie julle, hier jong mense wat hier sit, nê? Hulle het nog nie 'n vinger verroer nie. Hulle sien nie dat ek hierdie stoele regpak nie. Hulle sien nie dat ek hierdie vloer uitvee nie. Hulle kom sit nie as 'n aircon aan nie. In die middel van die somer. Kom sit hulle nie as 'n aircon aan nie. Hulle help met niks nie. Ek moet alles doen. En ek dink Martha is presies daar. Martha is daar waar sy so keelvol is vir haar sussie wat wil sit. En sy voel, luister jy, wil jy nie 'n bietjie kom help nie. Nou, sy hoef nie Maria te wees wat by die voete van Jesus sit nie. Dit kan maar net iemand wees wat hier instap, wat jy voel, die vermoë het en die intellek het om hier ook te kan help en te kan iets doen wat net niks doen nie. En 'n ou kan so maklik in daai ding verval, julle. As ek kan onthou toe ek tot bekering gekom het, julle, ek het nie ge-worry oor niks of niemand nie. Ek sou vir
Ek sou vir ure tyd kom spandeer het in hierdie gebou. Ek sou hierdie gebou vir ons kom uitsorteer het, reg kry het, wat ook al. Ek bid, ek sit worship musiek aan. Ek is net glory, glory, haleluja. Prys die Here. Dis vir my so lekker. Julle hoef nie saam met my op uitreike te gaan en goed nie. Ek doen dit self. Ek koop daai goed self aan. Ek reël die vragmotor self. Ek sort dit self uit. Ons doen dit. Ek sal dit reël. En toe verloor ek iets. Ek het iets along the line het ek verloor. Waar ek begin om my kyk het en sê, luister hè, waar is die ander? Kan jy nie sien, dis net ek nie. Kan jy sien, ek moet preek, ek moet berading doen, ek moet mense doop, ek moet klein groepe lei, ek moet die finansies doen, ek moet die aircons aansit van die kerk, ek moet die stoele regs kyk. Kan julle dit nie sien nie? So 'n selfbejammeringsding wat oor my kom. Nou kom ons lees haar storie. Maar Martha was baie bedrywig. Dis lekker. Om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, herinner dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Ja, en ek kan onthou baie kere my persoonlike stilte tye met die Here. Dan kla ek teenoor die Here. Die gemeente is traag, hulle is lui, hulle kom nie by nie, hulle wil nie help nie, hulle wil nie werk nie. Wanneer gaan U 'n bietjie 'n vuur onder hulle maak? Ja, U gaan hulle moet skud, Here, skud vir hulle wakker, Here. En toe ek nou weer die ander dag hierdie gedeelte lees, toe besef ek, en Jesus kom na my toe of na Martha toe, hy sê, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Daai beste deel toe Jesus alles was, toe my hart uitverkoop was aan hom, het ek nie rondgekyk wie langs my staan nie. Dit was nie vir my issue nie, nooit nie. Maar Jesus en my verhouding met Jesus het verkoud, dit het agteruit gegaan, en ewe skielik kyk ek na almal anders, behalwe na Jesus. Ek wil nie eens by hom sit nie, want daar so baie werk om te doen. En wie gaan hierdie werk doen as ek dit nie doen nie? Wie gaan preek as ek nie preek nie? En jy begin hierdie Messias kompleks te ontwikkel, nê? Dat net jy kan die redding bewerkstellig in jou kerk. Ja, ouens, die Here moet ons red daarvan. Soveel soos ek die ouens eer wat die gawe van diens het, soveel wil ek julle waarsku om te sê, bly by Jesus. Bly by die Here. Dis wat jy moet doen. As jy in een of ander leiersposisie is in hierdie kerk, of as jy in een of ander bedieningsrol vervul in hierdie kerk, as jy 'n rol vervul by jou werk, waar jy een of ander mate van verantwoordelikheid het, bly by Jesus. Want dit gebeur nie net in die kerk nie, dit gebeur by ons huisgesinne, dit gebeur by ons werk, dit gebeur oral, waar die duiwel jou so besig laat word, met die dinge by die werk, die dinge by die huis, die dinge by die kerk. En dan vergeet ons van Jesus. So my tweede laaste slide, ek is so te sê klaar, hoor. Diens in die gees en diens in die vlees, ek het maar net so 'n paar kenmerke hierso vir julle. Die ouens, ek kan onthou daai rus wat ek beleef het in Jesus, nê. En dis nou maar net, my identiteit is in Jesus, my identiteit is nie in die werk wat ek doen nie. Die oomblik wat ek werk my identiteit maak, begin ek my outcomes te meet, nê. Kyk hoe lyk die stoele, kyk hoe lyk die mure, kyk hoe lyk die skerms, kyk hoe mooi lyk die liggies, almal jy het almal globes in, okay, dis goed, né? So al daai tipe van goeters, is daai, dan begin ek maar as ek dit in die Here doen, dan weet ek het dit vandag vir hom gedoen. En ek voel so rustig oor dit, ek is so kalm oor dit. Daar was 'n tyd wat diens verrig is uit vreugde, uit 'n hart van, ek kan nie glo die pastoor gee my die reg om die stoele te kom pak nie. Dit is vir my soos 'n so massiewe eer. Dankie dat ek dit kan doen. Kan ek nie sommer jou kar ook was nie? Daar was 'n tyd wat ons jong pastore, die ou pastore se ou Mercedes-Benz's gewas het, hoor. En dit was nie vir my 'n probleem nie. En ek moes dit nog doen in 'n das ook. Gekaller en getaai. Maar dit was nie 'n issue nie, want ek het dit nooit vir hom gedoen nie. Dit was nooit die ding nie. Die ander ding is, diens in die gees is, ek doen dit vir God. Die ander een is vergelyking, as jy dit in die vlees doen.
Vergelyk die hele tyd, wie doen die meeste, wie doen wat. Ons ondersteun ander wanneer ons diens doen, of teleurstelling begin te groei. Ons is weer terug by hierdie plastiese dingetjie wat laat val het, né? Ja, as jy die bal laat val, ek kom dit agter. Ek sien dit, ek beleef dit. Nog ene is, ons bly afhanklik van die Here. Die ander ene is, dis, okay. Erkenning word 'n behoefte. Erkenning word 'n behoefte. So jy kan so 'n bietjie daarna gaan kyk. Miskien is dit iets wat die Here vandag met jou oor praat. Miskien het jy nie eers die gawe van diens nie. Jy behoort net die gesindheid van diens lekker te vorm in jou lewe en so. En so hier is die uitnodiging vandag julle, en ek is so opgewonde dat ons nagmaal nou gaan gebruik. Miskien kan ons dit, ja, jy kan daai slide opsit, maar kan ek vra die persone wat vir ons die nagmaal gaan bedien, voordat julle dit gaan bedien, ek gaan vir ons 'n gebed doen, maar dan gaan ek terwyl jy daai broodjie en daai druiwesap vashou, wil ek jou begelei in 'n gebed vandag, as dit reg is met jou. So kom ons bid vir die bediening van die nagmaal. Dalk net sê almal is welkom om van die nagmaal te gebruik. Die nagmaal is 'n teken, is 'n simbool. Die brood is 'n simbool van sy liggaam en die druiwesap is 'n simbool van sy bloed. En soos wat ons dit gebruik, herinner ons onsself aan wat Christus vir ons gedoen het. Die grootste daad van diens en opoffering kan jy nie kry nie. Selfs tot en met die dood. Om vir my en jou sonde te sterf. Jy hoef nie te betaal vir jou sonde nie. So kom ons bid saam en dan gaan ek vra die persone moet dit net vir ons uitdeel. Here, ons sê vir U dankie dat ons nou by die nagmaal ook kan wees, Here. Dankie vir die bediening van die brood en die druiwesap. Dankie, Here, dat U ons wil innooi in hierdie wonderlike verhouding saam met U. Here, dankie dat U die inisiatief geneem het om ons sondes op U te neem, Here, en as dit nie vir dit was nie, dan was daar nie gawes nie, daar was nie kerk nie, daar was nie bediening nie, daar was niks nie, maar omdat U die voorbeeld gestel het om U lewe af te lê, Here, wil ons ook nou ons lewens af lê, Here. Dankie dat ons opofferend kan leef teenoor U en ons lewens voorwaar vir U kan kom gee, Here. Ons eer U daarvoor. Ook wanneer ons nou gaan eet van die brood en gaan drink van die druiwesap. Help ons om te herinner dit wat U vir ons kom doen het, Here. En help ons om te onthou dat dit die grootste geskenk van diens is. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die persone wat vir ons die nagmaal bedien, julle kan so lank voortgaan. Hou vir my daai broodjie en daai druiwesap asseblief, hoor. Dink so 'n bietjie oor hierdie woord.
Kan ons sien is almal bedien met die nagmaal? Hier is nog mense hier wat in hierdie middelste blok bedien moet word. En hierso. Kan ons sien net almal 'n broodjie? Almal 'n druiwesap, wat wil hê? Goed so. Net voordat ons gaan deelneem aan die nagmaal, vandag se uitnodiging, dankie Michael. Vandag se uitnodiging wat die Here vir ons kom gee, is vandag sê die Here vir jou nie doen meer nie. En ek wil hê jy moet dit baie baie duidelik hoor. Hy sê eerder vir jou kom nader. Dis die een ding. Ek dink die ander ding wat die Here nie vandag vir jou sê nie, is vat nog verantwoordelikheid aan nie. Hy sê vir jou, gee my weer jou hart. So wanneer ons nou die nagmaal gaan gebruik, dan sê ons, Here, ek offer myself as 'n lewendige offer vir U, sodat dit wat ek doen aanneemlik is vir U. Onthou, ek word nie gered uit my werke uit nie, ek werk omdat ek gered is. Ek bedien omdat ek hierdie bekering, hierdie wedergeboorte ervaar het. So, daar's definitief 'n kronologie. Jy kan nie jou redding verdien nie, God het dit vir jou kom gee deur genade. Maar nou wil ons bedien, omdat ons gered is. En ek wil jou vra dat jy nie sal werk vanuit hierdie gevoel van jy moet gered word nie. Ek wil hê jy moet juis bedien, omdat jy so vol is van die Here se Heilige Gees. En dis waarvoor ek vandag bid. Ek bid dat die Here elkeen van ons, soos wat ons nou hierdie broodjie gaan eet, sal kom vul, hernie, verfris, van vooraf, met die Heilige Gees. So kom ons maak ons oë toe, en dan gebruik ons hierdie broodjie saam as 'n teken van Christus se liggaam. Kom ons drink ook nou die druiwesap as 'n teken van Christus se liggaam wat ons sonde kom skoon was het. Here, ons wil vir baie dankie sê dat ons vandag hier kom wees. Dankie vir U woorde van lewe. U is die ewige lewe. Dankie dat ek elkeen van ons kan kom seën nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.